Dag sê, dankie en welkom bij nog een uitzending van Klets Kompas. Vandaag is maandag, die 17e november. Mijn naam is Okito Greik. Vandaag op die uitzending zal Andrew Poelman bij ons aansluiten om zijn inzichten te delen over de afgelopen naweekse sporthoogtepunten. Voor dit zal ik en Irene Marie van der Walt die nietste nieuws uit Republikein bespreken. Ons kijken ook naar de weer, so blij bij ons. Dankie. Welkom terug, hier in die atelier met mij, Irene Marie van der Walt. Hoe gaat het, Irene? Ons lewe nog ek dink ek moet vanaand nou. Lekker. Maak as ek daar advertensies te kyk. Kom ons begin daar bij die hoofdfoto, iets wat so na in die hart is en so blij maakt, novemberreën. Dit was daarom vir my lekker. Ek moet sê, wanneer was dit? Ek dink donderdag aand het ek so net by my huis ingestap. Begin val daai reën. So ek het lekker gesit en boek lees onder my kombers hierdie naweek met al die reën. Te lekker. Maar op die Kaanrivier het daar 'n pad verspoel en die verkeer tussen Windhoek en Swakop bietjie ontwrig. Dis baie interessant. Ook interessant en te doen met Swakop, die olieraffinery wat vir Swakop beplan word. 30 miljard Namibiese dollar. Ja, en ek dink soos wat enige van ons kan raai is inwoners nie baie gelukkig daaroor nie. Een van die grootste redes tot kommer is hoeveel water dit gaan verg. Ja. En Swakopmund, jy weet, maak dit ook verskaf net genoeg water aan die dorp en omliggende gebiede vir sy mense, jy weet. So ja, ons weet dit kom nou eintlik uit die see uit en dan word dit nou ontsout, maar hoe vinnig kan jy water ontsout? So sluit daai 30 miljard dan nou jou ontsoutingsaanleg wat jy ook gaan moet bou in? Dit lyk nie so nie, maar wat my probleem is, kyk, ons praat nou al hieroor. Kyk, ons voorste projek en die een wat die vroegste olie kan lewer, is die Total Energies ontwikkeling. En daai een, dit sal nog tot so 2029, 2030 vat voor hy olie lewer. En sy olie kom nie land toe nie. Dit word op die water verfyn en verskip en van daar af gestuur. Dis nou volgens hulle omgewings impakstudie wat nou al die goedkeuringproses aan die gang is. So ek weet nie watter olie vir hierdie mense verfyn in hulle olieraffinery nie. Dalk Swakopmund se kookolie, ons weet. Maar in elk geval is dit iets wat nou om die draai is nie. Ja. Ja, maar dan ook weer gaan jy moet planne beraam daarvoor. Jy weet, jy het nou die tyd, jy moet hierdie tyd nou gebruik dat indien hierdie dan nou 'n werklikheid word en daar olie is vir hulle om te verwerk, dat hulle water het. Ja, dat Swakopmunders nie daaronder hoef te ly. So kom ons kyk aan die blinkkant, miskien moedig dit en spoedig dit die ontsoutingsaanlegte aan, want ons nodig 'n hele paar en ons het net een. Ja, so gepraat van water, ek het geskryf van die situasie op Grootoup, ek was laasweek daar, en daar was groot tekort by die huise, en so ook by van die skole, van ander instansies, die toevoer van die water. Mense het so gekla, en daar was vermoeding, dat iemand onwettig by die hoofdpyplyn aanlê en water daarvan af opgaar, en dit dan later aan die inwoners verkoop. Gelukkig het Stad Windhoek en die stadspolisie ingetree al donderdag al. Alhoewel ons storie Vrydag verskyn het Stad Windhoek laat donderdag antwoorde gestuur vir die vrae wat ek al gevra het. En Vrydagoggend wat ek met mevrou Elizabeth Bekes daar gesels op die telefoon, was sy so gelukkig dat sy weer eens haar wasgoed by die huis kan doen. So dis 'n bietjie van 'n goed voel storie en 'n bietjie testament en optrede, jy weet, as die owerhede optree.
Ongelukkig, die ander storie op die voorblad is nie van daai selfde tipe reaksie nie. Dit is nou in verband met mediese sorg. 'n Jong man, 'n 18-jarige Dion Hurter wat lank gesit het sonder behandeling vir sy gebreekte rug. Dis baie hartseer storie daar. Ja, en ek meen jou rug is van so kardinale belang vir meeste dinge wat jy moet doen, jy weet, en sou iets dan nou vererger, sou hy homself in 'n verkeerde manier stamp, kan hy verlam wees. Hulle het ook hier gesê tydens die quadfietsongeluk waar tydens hy beseer is, hy het na die tyd net daar gelê vir so lank. Want nou was die ambulansie. Ja, en sulke tipe goed, jy weet, spoedige intrede, behoorlike intrede, want as hy nou met 'n gebreekte rug rondloop en hy kap homself net snaaks in net die regte manier, hy kan moontlik verlam wees. Jy weet, ons weet alles met jou rug kan lei tot verlamming. So gaan ons nou speel met hierdie man se vermoë om sy bene te gebruik. Sjoe, dis 'n groot kwessie daai, maar ons wens vir Dion alle sterkte toe en hoop hy is binnekort weer op die been. Met die Here is altyd alles moontlik. Ook 'n hele gemeenskap wat hoop vir spoedige intrede is daar op Wagenas. Ja, so ek sê vanoggend vir Frans, hier's grootoup het nou uiteindelik water en nou is nie vir Wagenas nie. Maar die ding is, hierdie gaan nou al, ek glo 2 jaar lank berig ons. 2 jaar lank aan. 2 jaar lank aan. En ek wil nie vir my laat vertel dat niemand munisipaliteit of enige owerhede in kennis gestel het hiervan nie, dat hulle nou maar net sak en as staan sukkel. Dit is 'n hartseer kwessie en ons hoop maar dat die iemand intree, of dit nou die ministerie is en of dit nou Namwater is of is dit die streeksraad, maar asseblief tog 'n hele gemeenskap wat sien hoe hulle pogings om hulle self te onderhou en self na hulle te kyk so gepootjie word deur die mislukking. Dis iemand se mislukking iewers, maar ek wil nou nie skuld gee nie, ek wil net sien iets word gedoen. En die groot ding is dis 'n gemeenskapstein wat daaronder lê. Jy weet, 'n gemeenskap se ways and means om hulle self te voed. Dit is 18 sopkombuise glo wat sonder water is. Nou hoe maak jy sop sonder water? Ja, nee, regtig. En daar is natuurlik nog nie groente en insette vir die soppie, want al die tuine is amper dood. Vrek. Ja, presies. So ons hoop maar, en asseblief as u iets weet of iets kan doen, tree daarin. Maar daar is natuurlik nog baie ander nuus in Republikein vandag, so lees gerus en bly by ons hier op Kletskompas. Daar is nog baie in die program vir u om te geniet. Baie dankie, ons is nou weer terug. We bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. Welkom terug en kom ons kyk nou eers of die reën weer oor die loop van die week by ons sal bly, veral môre Dinsdag 18 November op Katimolelo verwag ons 20 tot 31 grade, gedeeltelik bewolk daar, of redelik bewolk in Rundu 21 tot 33, Oshakati 23 tot 37 word verwag. In Windhoek verwag ons van 20 tot op 28 grade, gedeeltelik bewolk. Gobabis is dit sonskyn, môre 19 grade is die minimum. Op Bentries Bay verwag ons van 16 tot 21, of Walvis Bay van 16 tot 21, sonskyn al die pad daar. Rehoboth gedeeltelik bewolk vanaf 20 tot 31. Arnos verwag ons vanaf 20 tot 32, Adamsvlei vanaf 23 tot op 34, sonskyn daar. Op Oranjemund verwag ons vanaf 13 grade tot op 22 grade, dis nou vir môre Dinsdag 18 November. Oh, that's real good. Good day, viewers. Goeiedag mense. And welcome to Generation C, where we dive into culture, creation, and connection with our school community.
I'm Kopika Chatunya. Ek is Carla Benz. Ek is Anna Smit. My name is Eden Low. I'm Patience. And let's take a closer look at what makes our school so special. Out on a one-pager in the Republican, the Namibian Sun and AZ. And My Zone Socials on channel 285 on DSTV and channel 25 on GoTV. That's a wrap from us today from Rosalia Hambo and that's Bye. Welkom terug en in die ateljee met my Andrew Polman, hoe gaan dit? Alright, goeie nuus is maar so 'n bietjie skaars op die op die sportfront, maar ja, seker tot 'n mate normaal, so mens kan sê is om te wen is seker eintlik abnormaal, jy moet iets buitengewoon doen. Buitengewoon. Ja, tog. Okay, vat ons maar deur. Hoe gaan dit met ons Brave Warriors op toe? Ja, kom ons begin maar daar. Ja, so die Brave Warriors wat dan op toer is aan die Comoros, is seker 'n goeie nuus, om 'n bietjie op 'n eiland te wees. Moet geniet wat jy kan, ja. Ja, so hulle het Vrydag daar gespeel teen die Comoros, so 'n vriendskaplike internasionale wedstryd, Namibië teen die Comoros. So dit is dan nie met die professionele spelers wat gekontrakteer is by groot klubs in die buiteland nie, so net die plaaslike talent en ja, so die Comoros wat daai wedstryd dan gewen het 1-0, so die beter nuus miskien dan is dat Namibië dan vanmiddag, maandag namiddag so 6:00 Namibië se tyd dan weer daar so 'n wedstryd speel, so 'n ontmoeting, so hopelik kan hulle dan vanmiddag in die tweede wedstryd dalk iets bietjie beter vaar. Beter doen, ja. Ja, so vir die plaaslike spelers, ek dink is 'n goeie bietjie blootstelling en ook vir die afrigterspan wat daar aan beheer is. John Sikirete is die hoofafrigter. Hy is van Ishoki Chula Chula. Okay. Die klub daar van Oshakati afkomstig. So dalk nie heeltemal 'n verstandhouding met tussen al die spelers en die 'n lang geskiedenis dalk saam nie, maar ja, vir hulle die tyd wat hulle dan daar by mekaar het, kan hulle dan maar gebruik om bietjie voorbereiding mekaar te organiseer, ja. En die spelers sal ook natuurlik volgende jaar deelneem in hierdie nuwe onafhanklike Premier Liga. Ja, so vir die laaste 2 naweke of ja, wat hulle nou op toer was daar dan nou nie klub sokker in Namibië nie. So sodra hulle dan weer terug is, sal die Premier Liga dan weer hervat. En die Comoros, hoe is hulle, die eilande se naam? Is hulle 'n goeie span? Ek dink daar is een van hulle nasionale span se kaptein wat so 'n jaar of 2 lank by African Stars gespeel het en ook vir hulle goed gespeel het. Maar dis maar so half een van die raakpunte tussen Namibië en die Comoros. Ja, ons het al ook in Afrika kompetisies van tevore so 'n bietjie met hulle tevore gespeel, ek dink en gewen vorige keer as ek reg onthou. Ons hoop die Brave Warriors is weer op 'n wenpad hier vir die tweede wedstryd. Ja, kom ons maak maar klaar met die slegte nuus. Daar was 'n terugslag vir Namibië se rugby ook. Ja, die kwalifisering wat dan nou laaste kwalifisering om daar in die volgende wêreldbeker te speel in 2027 in Australië. Die toernooi wat daar in Dubai gespeel word, 4 lande wat nog 'n kans gehad het. Namibië se laaste kans wat dan daarmee heen is.
met die feit dat hulle dan donderdag aand, Namibië se tyd dan verloor daar so teen Samoa, 26 punte teenoor 8, Samoa wat so bietjie van 'n swaar gewig is in ons terme. Ja, Samoa wat so bietjie in 'n moeiliker groep was om te kwalifiseer en ja, hulle was normaalweg sukkel nie so baie om te kwalifiseer nie. Hulle is dan nou wel die sterkste span in hierdie toernooi. Ja. Namibië se beste kans wat dan nou natuurlik was toe hulle in die Afrika beker gespeel het en vroeër in die jaar Julie maand wat hulle toe nou nie met 2 punte teen Zimbabwe verloor het. Ja, so Samoa wat dan die wedstryd daar gewen het, so Namibië se laaste wedstryd in die toernooi is dan Dinsdag ons nog teen Brasilië speel. Daai span is dan ook intussen vandag bekend gemaak. So Namibië wat dan teen Brasilië speel, Brasilië wat donderdag verloor het met 3 punte teen België, 30-27, so is dan die 2 spanne wat nog nie 'n wedstryd gewen het nie, wat dan Dinsdagmiddag eerste teen mekaar speel, Namibië en Brasilië, en dan wie ook al daai laaste wedstryd dan sal wen tussen België en Samoa, sal dan wêreldbeker toe gaan. Okay. Ja, so die Namibië se afrigterspan wat dan basies van die spelers op die toer wat nou nog nie 'n speelkans gehad het nie, wat hulle dan basies in die laaste wedstryd so 'n bietjie ook blootstelling sal gee teen Brasilië. Ja. Ek dink Brasilië daai eerste wedstryd nie so baie goed gelyk teen Samoa nie, maar hulle het teen België eintlik 'n baie goeie fight opgesit. Okay. Ja, België wat vroeg 'n rooi kaart gekry het en bietjie in die moeilikheid beland het en agter geraak het en toe met die amper my laaste beweging van die game amper 'n 3 gedruk het en toe net daai wedstryd gewen het. Okay. So dit sal nie 'n maklike wedstryd wees Dinsdag. Ja, nou ons het nou nie geskiedenis tevore nie. Ek dink in terme van die wêreldranglys is ons tevore hoër as Brasilië, ek dink daarom nou nog. En so ons sal baie graag nie hierdie game al verloor nie. Daarom 'n bietjie selfvertroue opbou. Ja. En op 'n goeie wicket kom om die volgende klompie jare wat ons dan nou ons spel 'n bietjie moet herorganiseer van die manne wat nou tevore World Cups gespeel het, wat nou seker loopbane einde se kant toe staan, wat nou 'n bietjie gaan uittreë waarskynlik. En so die span sal so 'n bietjie van 'n omwenteling ondergaan in die maande en die jare wat voorlê. Jy noem van 'n paar jare, 'n klompie jare wat nou voorlê. Ek verstaan ons is weggelaat uit die wêreld rugby se nuwe kompetisie. Ja, so die so beplande kompetisie van wêreld rugby wat dan 'n A en 'n B afdeling het. Ons het ons kan dan miskien wys hoe die formaat gaan lyk. Dit is dan die Springbokke en die A afdeling is dan die top 12 daar aan die linkerkant, so Italië, Frankryk, die 6 nasies wat dan daarso in die een konferensie van die kompetisie sal wees en dan die suidelike halfrond se spanne Argentinië, Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Australië daar in die res. So die top 12, hierdie kompetisie word dan in al die jare gespeel met ewe nommers, so 2026 eerste jaar en dan 2028 so al die jare wat daar nie 'n British en Irish Lions toer is na die suidelike halfrond toe nie en ook nie 'n wêreldbeker is nie, wil hulle dan dit speel. So Namibië is dan soos ons daar gesien het in die regterkant die B afdeling, so Zimbabwe is daarin as wenner van die Afrika beker en daar is nog een plek wat daar ingevul moet word. Ek neem aan dit sal dan die wenner van hierdie toernooi wees tussen België en Samoa, een van hulle wat sekerlik dan daarso die 24ste plek sal inneem in hierdie kompetisie. So dis nou volgende jaar en ons het basies die keuses om vir Zimbabwe te ondersteun of vir Suid-Afrika. Ja, mens kan dit so sê, ja. So dit hopelik kan ons dan in 'n volgende jaar kwalifiseer om weer in terme van wêreldranglys of hoe ook al daar in te kom en bietjie
ja, want ons is nou 'n bietjie in die laer geselskap van ja, lande wat nie meer daai geselskap is nie. Ja, maar ja, ons wens maar die ouens alle sterkte toe. 'n Bietjie harde werk sal vrugte bring, glo ek. Kom ons praat gou van die vroue cricketspan. Hulle is ook op toer, verstaan ek, daar in Thailand. Ja, so in Bangkok, ja, so Namibië dan die vroue span daartoe gestuur, die Capricorn Eagles. Hulle eintlike toernooi begin dan donderdag met 8 lande. So 4 van hulle wat dan reeds daar is, wat dan vandag die laaste ronde afgehandel het tussen daai top 4 spanne is dan Namibië wat dan sover nie 'n wedstryd gewen het teen hierdie ander 3 spanne nie. Dit was dan Papua New Guinea wat dan derde in die derde posisie geëindig het en dan Thailand die tuisspan wat tweede op die puntelys was. Hulle dan vandag se wedstryd gewen teen Papua New Guinea om dan tweede te eindig en dan die span wat bo-aan geëindig het, geen wedstryd verloor het nie, die is Skotland. En dan so van donderdag af begin dan so half die eintlike toernooi met nog 4 spanne wat daar gaan aansluit, so 8 spanne wat daarna sal wees. Nederland sal nog daarby kom, die Verenigde Arabiese Emirate sal daarby kom en dan 2 spanne van Afrika, Uganda en Tanzania. So hopelik kan die Namibiese vroue span daarso dan volg so van donderdag af in die T20 reeks so 'n bietjie hulle stem dik maak. So dit is almal lande wat so op die wêreldranglys so tussen 11de en 19de is. Okay. Al die 8 lande, so eintlik 'n goeie voorbereidende toernooi vir Namibië vir so Januarie, Februarie maand gaan speel hulle in 'n kwalifiserende toernooi teen sommige van hierdie lande om dan te kwalifiseer vir die T20 wêreldbeker. Ek sien. So ja, in terme van plek op die wêreldranglys is dit 'n bietjie 'n groot taak vir hulle. Ja. Maar ja, dis 'n goeie voorbereidende toernooi om hulle vlakke bietjie te lig en so hopelik miskien dalk daai verrassing te lewer. En 'n paar sesse vir ons te slaan. Ja. Ja, dit sal altyd help. Ja, lekker. So gepraat van cricket, kom ons praat bietjie van die klub cricket hier in Namibië. Ja, so die reën weer oor die naweek wat so 'n bietjie ingemeng het met die program daarso. So 2 wedstryde wat dan daar in die T20 Premierliga van Cricket Namibië nog gespeel moet word voordat komende naweek is dan die semifinale en die finaal. So Trustco United wat dan sy laaste wedstryd gespeel het en toe gewen het teen VS Old Boys. Dis ook die 2 spanne wat dan die gunsteling is om in die finaal te speel komende naweek natuurlik. So William Lottering wat daar 26 van 22 balle behaal het met 4 vure. Hy was dan speler van die wedstryd aan die kant van United toe hulle dan gewen het. En hy het ook 3 balkies vir 8 lopies in 3 bilbeerte geneem. So United wat hulle telling opgesit het 109 vir die verlies van 9 en hulle toe vir VS Old Boys uitgehaal vir net 54 lopies om dan daai wedstryd te wen met 55 lopies. Die ander wedstryd wat bestem was dan tussen CCD Tigers en Wanderers. Ja, daai wedstryd is toe veld is seker 'n bietjie nat of hulle toe daai wedstryd glad nie gespeel nie. En ja, so komende naweek dan wat daai kompetisie dan afgehandel sal word met die finaal en so Sondag. Okay. Nee, wonderlik en baie dankie. Alles reg. En baie dankie vir julle dat julle hier by ons aangesluit het op Klets Kompas met daai terugblik op die naweek se sport. Skop ons dan die week af. Ons wens julle alle voorspoed toe en sluit weer môre by ons aan. Tot dan. Totsiens.